So, baie dankie dat ek hier kan wees vanaand. Ek is opgewonde. Ek voel hierdie ding van trauma is so verskriklik belangrik dat dit vir my voel dit is 'n gesprek wat oralster gehê moet word en mense moet verstaan hoe werk trauma en hoe trauma in ons lywe sit. Wat gebeur met ons neurologies? Dit is verskriklik belangrik, dink ek, dat 'n mens oor jouself kan dink en wat trauma aan jou doen. En dan is dit ook baie belangrik, en dit is hoe ons gaan, hoe die program gaan werk. Dit is ook baie belangrik om te weet dat trauma wat ek beleef, bly nie net by my nie. Daar is geweldig baie navorsing wat nou baie sterk, wat is evidence weer in Afrikaans? Bewyse het, neurologiese bewyse, dat ons epigenetika verander wanneer ons getraumatiseer word en op 'n sekere manier erf ons kinders die trauma van ons. En dan natuurlik, so dan word die trauma in 'n gesin afgewentel van geslag tot geslag, tot in die 3de en die 4de geslag, soos die Bybel sê, presies net so. Nou het ons uitgevind met die neurologie dat dit is nie net 'n teologiese idee nie, dit is 'n feitelike waarheid. Maar dan kring dit verder uit. En die hele, as 'n klomp mense in 'n gemeenskap saam getraumatiseerd is, het jy op die ouend wat ons voorsê kollektiewe trauma. En daarvan het ons baie voorbeelde in ons samelewing op die oomblik. Die hele Israel-Gaza storie is byvoorbeeld 'n voorbeeld van kollektiewe trauma. As 'n mens dit nou verder van die huis wil vat in Suid-Afrika, ons kan boeke skryf oor ons kollektiewe trauma. Mense wat wat saam op die grens was byvoorbeeld. Right? Mense wat gedwonge verskuiwings moes oorleef. Dit is 'n voorbeeld van kollektiewe trauma. As jy 'n hele gemeenskap vat en jy kom met 'n bulldozer en jy stoot hulle huise plat en jy skuif hulle, dis 'n voorbeeld van kollektiewe trauma. As jy, ek dink dit was 9000 jong seuns van 18 vat en jy skuif hulle op die grens en dan moet hulle gaan sit en met party dan niks gebeur nie, met ander daar vreeslike goed gebeur, dan is dit 'n voorbeeld van kollektiewe trauma. So ons gaan die inhoud van ons gesprekke so uitpak. Laat ons begin vanaand met individuele trauma en dan gaan ons volgende week praat oor transgenerasionele trauma. Die 3de week gaan ons praat oor kollektiewe trauma. Jy weet hoe haak al hierdie goede aan mekaar en raak dit 'n hele gemeenskapse trauma. En dan die laaste sessie gaan ons bietjie meer praat oor wat maak 'n mens nou eintlik met trauma. Hoe kan 'n mens dit gesond maak? Hoe kan 'n mens soort van daai ding van tot die 3de en die 4de geslag omkeer? Want dit is nie 'n onafwendbaarheid nie. Jy weet, dit is nie soos 'n toerspreek of 'n vloek, dat as jy uit 'n getraumatiseerde familie kom waar jou oupa iets vreesliks gedoen het, of iets vreesliks oorgekom het, of jou oupa grootjie, dat jou kinders en hulle kinders daaronder hoef te ly nie. Ons het agentskap, ons kan iets doen om die ding te beredder. So 'n paar jaar gelede het ek geleer van die verwelkomingsgebed. Ek weet nie wie van julle ken dit nie. So dit is 'n meditatiewe gebed, dit is 'n baie ou gebed. En dit is wonderlik hoe die teologiese konsepte van die verwelkomingsgebed skakel by van die teorie wat ons verstaan oor hoe werk trauma en waar beïnvloed die autonome senuweestelsel. Nou, so wat ek gaan doen is ek gaan vanaand vir julle begelei om so 'n gebed te bid. Ek gaan vir julle deur dit praat oor hoe werk die stappe en dan gaan ons dit saam doen. Okay. So Thomas Keating wat baie werk gedoen het. Hy was 'n teoloog gewees, nee, Pieter, as ek reg onthou.
baie werk gedoen het op die verwelkomingsgebed. Hy het gesê, alle mense het 3 basiese instinkte. Ons het 'n instink aan sekuriteit en oorlewing. Jy weet, as mens aan daai driehoek van Maslow dink, dan moes die altyd op die onderste vlak. Jy weet, jy wil kos hê en jy moet 'n huis hê en jy moet droog en warm wees. Dan het ons 'n behoefte aan agting en waardering. Of wat ons in die sielkunde baie graag voorsê, attachment. Met ander woorde, aanhegting. Ek wil behoort en ek wil aangeheg wees aan iemand. Die derde begeerte wat ons het, is die begeerte aan mag en beheer. En een van die kenmerke van die deurlopende kenmerke van trauma, is dat hierdie goed word bedreig. Veral die idee van beheer. Dit maak nie saak wat so soort trauma mense beleef het nie. As jy vir hulle vra, wat was die ergste? Dan sal mense dikwels vir jou sê, ek het gevoel ek het geen beheer gehad nie. Daar was niks wat ek kon doen om my saak te beredder, om myself te beskerm, om my gesin te beskerm, of om my goed te beskerm nie. Ek was uitgelewer. So dit is daai 3 goed. En wat vir my so interessant is dat hierdie 3 behoeftes wat Thomas Keating van praat, skakel vreeslik nou aan met hoe ons autonome senuweestelsel werk en die goed wat die autonome senuweestelsel reguleer en opreageer. Hierdie 3 goed, as ons sekuriteit bedreig word, as ons voel ons attachment, ons aanhegting word afgeruk, ons verloor iemand of loop jy gevaar om iemand te verloor, as ons voel ons verloor beheer, dan word die autonome senuweestelsel geactiveer en raak so 'n bietjie soos, jy weet, half in 'n frenzy. En dit is presies wat ons moet doen wanneer ons vir mense help of onsself help om te reguleer. Toe ek net nou dink, ek weet nie wat gaan ek maak met hierdie rekenaar situasie nie, was die een ding wat ek gedink het, is, Hanna, jy moet nou, waar sit jou angs, waar sit jou spanning, right? En ek het gevoel, my spanning sit so hier, net hier, so vir my hele borskas in mekaar trek, en ek het besef, dit is nie 'n goeie plan om nou my wyn te drink nie. Ons hou dit nou vir later, bietjie water, is 'n beter plan, en dan is die een basiese ding wat 'n mens doen, is om diep asem te haal, en jou asem amper te stuur na daai plek, waar jy die spanning beleef. Natuurlik, obviously kan dit nie regtig gebeur nie, want mens haal asem in jou longe en dan gaan, maar jy verbeel jy stuur jou asem na daai knop in jou maag, of na die drukking in jou bors. En jy hou aan om so asem te haal, baie diep en baie om jou longe baie skoon te maak, totdat daai sensasie verdwyn en jou autonome senuweestelsel 'n bietjie beter gereguleer is. So die doel van hierdie verwelkomingsgebed is dan eintlik om die Heilige Gees toe te laat om hierdie onbewuste motiverings van ons te herstel. Okay? So daar's 3 stappe. Is 'n baie eenvoudige proses. En as julle nie dit dadelik reg kry nie, dink ek moet julle moenie worry daaroor nie. Gaan oefen dit net by die huis. Want ek dink dit is iets wat mense aan moet gewoond raak. Is 'n vorm van bid wat ons nie aangewoond is nie. Ons is gewoond om 'n lysie te hê wat ons na die Here toe bring en dan 'n behoeftes uit te spreek oor help my asseblief met dit en voorsien asseblief vir dit en so. En hierdie is 'n ander vorm van gebed. So dit voel baie dikwels vir ons vreemd, die vorm. B wat ook vreemd voel is die feit dat ons westerlinge is afgesny van ons liggame tot 'n baie groot mate. Ons lewe in ons koppe asof ons net koppe het. Right? So as ek vir mense sê, waar sit jou vrees? Of waar sit jou woede? Dan sukkel mense baie dikwels. Jy weet, hulle kyk so. Jy is seker, dis 'n regte soort vraag om te vra. So deel van hierdie gebed is dat 'n mens agterkom, waar sit hierdie emosie? En dan die derde stap,
Die tweede stap is dan om dit te verwelkom. So met ander woorde, jy laat die vrees en jy laat daai gevoel net toe. Jy is nie besig om vir jouself te sê, moenie so kwaad raak nie, dit is lelik, moenie so jaloers voel nie, dit is onchristelik, dit is een van die 7 sondes. Niks van daai goed sê jy vir jouself nie. Jy eien dit nie en jy hou dit. Dit is net inligting. Dit is nie vir kommentaar of evaluering nie. En dan die derde stap is om dit te laat gaan. OK. Is daar iets wat iemand wil vra voor ons dit doen? Is dit vir julle duidelik? OK. So, ek wil vra dat julle aan iets dink. Dit hoef nie 'n vreeslike groot ding te wees nie. Verkieslik moet dit nie 'n vreeslike groot ding wees nie, want dit is eintlik nou om 'n metode te oefen, nie om noodwendig iets wat vir jou vreeslik traumatiseer te prosesseer nie. Maar dink aan iets wat jou sê net maar soos 'n 3 uit 10 of 'n 4 uit 10 geaktiveer het. Alright? Jou kind het vandag vir jou gesê, jy's 'n helikopterma, maar hoekom het jy my nie by die skool kom haal nie? Of daar was 'n probleem by die werk in 'n vergadering wat iemand sê nou maar jou idee gesteel het en dit verkoop het aan mense sonder om te sê dit was actually jou idee. En die gevoel wat jy nou enige iets wat jy kan identifiseer wat in die afgelope paar dae met jou gebeur het, waaroor jy 'n merkbare reaksie gehad het. OK? Kan julle aan so ietsie dink? OK. So sit gemaklik in julle stoele. Alright? Jy kan jou oë toemaak want dit is after ore gebed. En dan wil ek jy moet nie die insident onthou nie. Ons is besig om met die reaksie te werk. So dink aan die reaksie wat jy gehad het rondom hierdie insident. Jou maag is op 'n knop. Jou skouers strek saam. Jy voel so lam gevoel onder jou voete. OK. En as jy jouself kan identifiseer met daai reaksie, sink nog dieper in die reaksie in. Voel die reaksie sterker en meer. En nooi dan die Heilige Gees in om hierdie emosie te versorg. Deel dit met die Heilige Gees. En vra die Heilige Gees om die reaksie gesond te maak. Sagter te maak. En as jy hierdie gesprek met die Gees gehad het, sien hoe jy die reaksie laat gaan in jou geestesoog. Laat die knop op jou maag gaan. Laat die band om jou bors gaan, gewig op jou bors. Waar die reaksie ook al sit, laat dit gaan. En as jy dit gedoen het, dan kan jy vir die Gees sê, dankie, en terugkom in die saal.
Okay. Is daar iets wat iemand wil kommentaar lewer of vra? Wie het gesukkel om by hulle emosies uit te kom waar dit sit in julle lywe? Weet jy? Ja. Nie omdat daar niks gebeur het nie in jou lewe nie, maar omdat dit nie iets is wat jy gewoond is om te doen nie. Ja. So jy wil eintlik die hele tyd vlug. Ja. En natuurlijk is vlug een van ons instinctieve trauma response, nee. Ja. So, natuurlijk wat die verwelkomingsgebed vra is dat die mens nie weghardloop nie. Dat jy amper half stilstaan en omdraai en na die monster kyk. Jy weet? Maar dis 'n teen-intuïtiewe ding, want ons instink is om te veg om te vlug. So dit vra nogal iets om net so tot stilstand te kom en dit te bekyk. Is daar nog iemand wat iets wil sê? Is daar nog iemand wat gesukkel het? Wat ook liewers wil vlug of veg? Of vir wie dit net vreemd was om daaroor te dink? Vir jou ook? Ook nie gewoon daaraan om te dink wat. Kon jy uiteindelik enigstens daarbij uitkom? Okay. Maar dit is amper soos om in 'n taal te leer praat wat 'n mens nog nooit van gehoor het nie. Right? Maar die waarheid van die saak is, ons liggame het lankal al gereageer, voordat jy kan begin dink, voordat jy kan dink ek is nou kwaad, of ek is skaam, of ek is vernederd, lank voor dit het jou liggaam al gereageer. Maar omdat ons so uit voeling uit is met ons liggaam, besef, jy weet, lees ons dit nie. En by die tyd wat jy dan kan begin dink, dit is wat jy voel en dit is wat gebeur het, dan is jy al die hele eind af in die pad reaktief gesproke. So hoe gouer 'n mens kan begin om hierdie taal te verstaan, hoe gouer kan jy eintlik die trauma begin reguleer. Okay. So ek gaan net nou 'n bietjie praat oor, ek gaan dit net nou 'n bietjie meer verder uitpak. Goed. As ons praat oor individuele trauma, dink ek is dit belangrik dat ons verstaan dat trauma die hele mens betrek. Dit betrek ons epigenetika, dit betrek ons neurologie, veral ons neurologie in die moment. Ons fisiologie, ons sielkunde, ons siele, ons emosies, en natuurlik ons spirituele komponente. En wat ons dikwels doen met trauma is ons fragmenteer of ons fragmenteer, met ander woorde ons split dit af, ons voel dit nie, dit is wat ons nou sien as mense sukkel om by hulle lywe uit te kom. Dit is 'n fragmentasie. Of ons verdoof onsself. Dis amper asof mens jouself onder narkose sit. Right? Op 'n sekere manier. Ja, om te voel. Mens sien dit, en dit is dikwels in komplekse trauma, waar kinders maar aan mishandeling blootgestel is, of mense langdurig aan trauma, dan is hierdie ding van verdowing 'n baie prominente ding. Mense verdoof hulle, dis 'n verdedigingsmeganisme wat mense doen, sielkundig gesproke, maar dis natuurlik iets wat ons ook doen met middele. Jy weet, met verdowingsmiddels, met drank, met iets wat ek nogal, wat ek baie terapeute baie dikwels sien, is verdowing deur medikasie. Jy weet, voorskrifmedikasie. Die doel van hierdie trauma respons, van fragmentasie en verdowing, is eintlik om te oorleef. So, wat die mense wat skryf oor trauma al hoe meer en meer sê, is dat al ons verdedigingsmeganismes, al ons reaksies, of ons nou veg, of vlug, of vries, of onsself verdoof, of fragmenteer,
alles is gerig daarop om te oorleef. So eintlik is al hierdie goed wat ons as verkeerd beskou, intelligent, dit het te doen met oorlewing. Dit is dat die realiteit is net dat op die ou end het hy sy doel gedien. Die verdedigingsmechanisme het sy doel gedien en het dien geen doel meer nie, en dan begin dit toksies of destruktief of onproduktief raak. Want uiteindelik veroorsaak hierdie ongeïntegreerde trauma dat mense se veerkragtigheid ingeperk raak. So aanvanklik in die oomblik net nadat dit gebeur het of terwyl dit gebeur, dan help ons die trauma-response ons om te oorleef. Maar mettertyd tel dit teen ons en perk dit ons in. Okay. Ek wil net ook sê wat ek julle graag wil nooi om te sê, ek weet dis 'n vreeslike groot groep en is altyd dat dit moeiliker om in 'n groter groep te praat as in 'n kleiner groep, maar as daar iets is wat nie vir jou duidelik is nie, of wat jy op wil kommentaar lewer, moet julle asseblief nie huiwer om dit te doen nie. Okay. So, ek wil net so 'n bietjie praat oor wat is die eienskappe van trauma, of wat gebeur met trauma. So, die groot ding is dat as trauma met 'n mens gebeur, dan versteur dit die manier hoe ek myself ervaar. En ook hoe ek myself in verhouding tot die wêreld ervaar. Wat 'n mens, 'n voorbeeld daarvan sou kon wees, wat 'n mens dikwels sien, is dat as 'n gesin, sê net maar aangeval is, op 'n huisroof, of 'n hijacking of iets soos dit, dat die pa niemand het iets oorgekom nie. Almal is nou terug by die huis, die kar is gevind, alles wat gesteel is gevind. Die pa sal dikwels sê, ek het besef hoe magteloos ek is in verhouding, ek kan nie my gesin beskerm nie. Of kinders sal sê, ek is nie meer veilig nie, want ek het gedink papa sal altyd kan sorg, en ek het gesien, hy kon niks gedoen het nie. So dis daai ding van, die orde van die wêreld is onderste bo. Die ander ding wat interessant is van trauma, is wat, dit is nie noodwendig die event, die gebeurtenis, wat traumaties is nie. Dit is eintlik hoe ons dit beleef. En as die gebeurtenis die orde bedreig. Wat ek dikwels dink, wat ek dikwels gebruik as 'n voorbeeld, as ek hieraan dink, is 'n jong klosamans wat na die bos toe gaan vir besnydenis. Right? Ek meen die media is vol van hoe gevaarlik dit eintlik is en hoe onhygiënies dit is en seer en so. Maar vir hulle is dit nie 'n traumatiese ervaring nie, want dit maak sin. Dit vorm 'n baie sterk sense-making, ekskuus vir die Engels nou, ervaring binne hulle kultuur. En so, vir jong swart mans is die teendeel regtig waarheid. Die groter trauma is daar 'n afwesige pa is, wat hom nie kan bos toe vat nie. Daar is nie iemand wat vir hom kan instaan in daai tradisionele rituele nie. Maar die ervaring van besnydenis self is eintlik amper 'n badge of honor, eerder as wat dit 'n trauma is, terwyl 'n mens van buite af sou dink, maar dit is 'n traumatiese ervaring. So dis die betekenis in die konteks wat ons aan die insidente gee. En soos ek al gesê het, die gedeelde eienskap van alle trauma is dat mense oorweldig voel. Dis ek kan niks doen om myself te red nie, en dat mens gefragmenteerd voel. Jy voel of jy nie jou stukke lekker by mekaar kan hou nie. Is dit duidelik? Okay. So die trauma van, nog eienskappe van trauma, is dat die trauma van een mens skakel altyd aan die trauma van ander mense. Right? Trauma het hierdie manier om so aan te hak. En wat ook interessant is dat traumatiese ervarings van een mens, as ek dieselfde traumatiese ervaring 6 jaar later het, of selfs soort traumatiese ervaring, dan
dan is dit amper soos 'n trein se trokke wat aan mekaar vashak en die trein hardloop weg. Jy weet, dan raak dit amper half erger. Soos ek het gister 'n vergadering met iemand gehad wat 'n mediese dokter is in 'n spreekkamer het in die noordelike area. En ons praat toe nou oor geestesgesondheid en hy sê dat hy is so 'n paar jaar gelede, die mense in sy spreekkamer is aangehou in 'n gewapende roof. Maar sy trauma was oorweldigend geweest. Want toe hy intern was by Baragwanath, het hy per ongeluk in die kruisvuur tussen die polisie en op 'n mens rioters beland. En hy was soos vasgekeer in daai kruisvuur. En hy sê hy het dit vergeet. Want dit was 'n paar dekades gelede. Maar toe die rooftog in sy spreekkamer plaasvind, toe kom al daai goed weer uit die bos, uit die kas uitgetuimel. En toe is hy ekstra getraumatiseer, nie net oor die rooftog waar niemand seer gekry het, daarom nou nie, maar ook oor die trauma toe, want hy sê toe was hy 23 en hy het nie eintlik gedink, hy moet vir trauma berading gaan nie, hy het net gedink, hy het mos nou niks oorgekom nie, dit is eintlik die ding, mense dink, ek het nou niks oorgekom nie, niks het gebeur nie, maar dit het niks te doen met wat eintlik neurologies met ons gebeur nie. So, ongeïntegreerde kollektiewe trauma is dan 'n onderliggende dinamika in nuwe geweld. Ons sien dit in Suid-Afrika, ek dink dit is wat ons in Gaza en in Israel kan sien op die oomblik. Daar's stories oor die hele wêreld, van Bosnië, die stories van Bosnië. Daar's 'n vreeslik interessante artikel oor die onlangse oorlog in Bosnië, wat eintlik te doen gehad het met 'n ander oorlog, wat 800 jaar gelede gebeur het. Jy weet, dit is daai ongeïntegreerde trauma, wat iewers in die kollektiewe onderbewussyn van gemeenskappe sit. En net wag, vir die vuurhoutjie om die kruit aan te steek. So historiese geweld, dis 'n simptoom, van 'n poging om daai ongeïntegreerde trauma te integreer op 'n manier. Mense, so daai geweld wat homself so herhaal, op 'n historiese vlak, het te doen met die verlede, meer as wat dit actually met die probleme van die hede te doen het, wat mense aanbied as 'n rede oor hoekom die geweld daar is. So trauma herhaal trauma en genereer trauma. OK. Goed, is daar iets wat iemand wil vra voor ek bietjie praat oor die autonome senuweestelsel? So omdat mense, kom ons, as mense dit sê nou na 'n gesin toe vat. As jy sê nie die pa in die gesin het baie trauma op die grens oorlewe, beleef, right? Dan sal hy op 'n spesifieke manier, mag hy, wat ek dit so kwalifiseer, mag hy op 'n spesifieke manier in sy gesin optree, wat eintlik die trauma herhaal. OK, maar dit hou nie, sê maar, daar's 'n geweldige, 'n moeilike verhouding tussen daai pa en sy seun, of die pa slaan die ma, of iets soos dit, right? Die trauma hou nie daarop nie, want iemand reageer op 'n reaktiewe manier, wat dan ook weer trauma veroorsaak. Maak dit vir jou? Jy weet, so dit hou net so aan, soos branders wat rol. Goed. OK, so ek gaan nou net 'n bietjie praat oor hoe die autonome senuweestelsel werk. Ek weet nie wie van julle ken die autonome. Hoeveel mense met mediese agtergronde? 2 mediese agtergronde. OK, 3 mediese agtergronde. Ek raak altyd baie angstig as ek hierdie goed praat met mense met mediese agtergronde. Maar anyway.
So, wat baie belangrik is om te verstaan, wat mens ook help om sin te maak van hoekom daar so dikwels mense nie kan wegkom van die trauma nie. Jy weet, asof mense irrasioneel optree. Wat gebeur wanneer ons getraumatiseerd is die deel van ons brein wat te doen het met ons daaglikse werk. Of wat inkopieslyste kan maak, of 'n budget kan uitwerk, of 'n hofsaak kan voorberei, of 'n klas kan gee. Daai deel van ons brein, dis amper of daar kortsluiting is. Dis die beste manier wat ek kan uitdink om dit te verduidelik. Jy weet, dit word uitgeskakel. En wat oorneem, want dit gaan oor oorlewing, eintlik, mos nou. Wat oorneem is ons limbiese stelsel, wat ons die ander naam daarvoor is die reptielbrein, ons het dit in gemeen met ander soogdiere, of ons primitiewe brein, wat jou amygdala is, en hier by jou breinstam, dit is die deel van die brein wat dan hoofsaaklik geactiveer is en hoofsaaklik aan die gang is, en ons autonomiese senuweestelsel, wat die senuweestelsel is wat uit die breinstam uit deur die hele liggaam versprei. Ja, ek gaan nou net oor daai einste nimmerlike vagusnerf praat. Okay. So, die autonome senuweestelsel, ek dink Pieter, gaan jy vir hulle hierdie power, so julle hoef nie, julle kan skryf, maar ek dink hy gaan beoog om vir julle dit te gee, uiteindelik. So die autonome senuweestelsel kan mens verdeel in die parasympatiese gedeelte van die senuweestelsel en die simpatiese gedeelte van die senuweestelsel. En die parasympatiese deel van die senuweestelsel is die einste vagusnerf. En daar is wat ons voorsê die ventral vagusnerf wat vooraf gaan en in die boonste deel van 'n mens se torso is, wat jou hart en jou longe reguleer. En dis wat hulle ook sê wat ook as 'n ma 'n babatjie vashou byvoorbeeld, word daai ventral vagusnerf van die baba gestimuleer en geaktiveer. So dit is nie net trauma wat te doen het met hierdie autonome stelsel. Die funksionering van die autonome senuweestelsel is net amazing. As 'n mens begin hoor wat word alles geaffekteer en geraak deur daai senuweestelsel, dit is eintlik ons hele lewe. En dan aan die ander kant is daar die simpatiese senuweestelsel. Nou as dit te doen het met trauma of met emosionele funksionering, dan is die dorsal vagus nerve. Nou dorsal is mos nou soos 'n vis, die wat vissermanne is die dorsal fin, dis wat agter afloop, en daai dorsal vagus nerve gaan ook dan na ons ingewinde, dit gaan na ons gut, dit gaan na ons maag, na ons lewer. Dit is hoekom so baie mense as hulle skrik of bang is, of ontsteld is, toilet toe wil gaan, byvoorbeeld. Dit is die autonome senuweestelsel wat, hier moet ek nou 'n plan maak met hierdie situasie. Okay. En wanneer daar extreme trauma is, dan is daar 'n hoë toon, of die dorsal vagus nerve is dan baie geactiveer, en dit is wanneer ons daai vriesrespons het. 'n lae toon is weer aan die gesonde kant. Jy weet, dit is wat 'n mens laat slaap, wat 'n mens laat rus. En as dit verstoord raak, het dit allerlei gevolge vir mense. Ek het byvoorbeeld 'n rukkie terug met iemand gewerk wat sy vagusnerf is afgesny in 'n operasie, en hy het geweldige gesondheidsprobleme gehad. Maar een van die probleme wat hy gehad het, is dat sy slaappatroon vir ewig versteurd is. Hy moes 'n motorbestuurder aanstel, want hy kon nie self ry nie, want hy het nog gery, want hy het nie aan die slaap geraak. Maar wanneer dit aand is en al die res van die mense slaap, dan is hy waalwyd wakker. Jy weet, en dit is, want sy vagusnerf is vernietig gewees.
En dan, soos ek net nog gesê, die voorste deel van as die vagusnerve vooraf gaan in ons bors is, dan is dit het te doen met 'n warm konneksie en aanhegting, wat vir ons belangrik is. Nou, daar's 'n terapeut wat 'n vreeslike oulike tegniek ontwikkel het, of 'n manier van dink ontwikkel het. Sy praat van die autonome leer. Alright? Wat vir mense 'n indikasie kan gee van op watter plek is jy? Waar is jy in jou in die regulasie van jou autonome senuweestelsel? En sy sê as jy bo op die leer is, soos julle nou daai mannetjie daar kan sien, nee, dan is dis jou voorste, die ventral vagal nerve, en dan voel jy warm en connected, jy voel jou vriende het jou lief, of jy het 'n plek, en jy verstaan jou plek in die wêreld. Jy verstaan jou plek in die gesin. Dinge loop, vloei. Ons praat ons eers daar allemaal van flow. Voel soos flow, okay? As die sympathiese senuwee geactiveer raak, dan begin die gevaar vir ons 'n bietjie groter voel. En daar's 'n uitdeelstuk, ek weet nie of ons vanaand by hom gaan kom nie, maar so as 'n mens, wanneer ons in 'n trauma situasie of 'n stresvol situasie is en ons voel maar ons kan nog die ding beding, as nog iets wat ek kan doen, dan gaan ons in hierdie vlug of veg respons in. Right? Dis wanneer die mens hoor van ou tannetjies wat skelms oor die kop slaan. En mense dink maar hoe op aarde het sy dit reg gekry, sy is 80. Maar dit is daai, jy weet, dit is jou adrenalien, jou liggaam word gevlad met adrenalien. En jy kan goed doen wat jy onder normale en jy doen goed wat jy onder normale omstandighede nooit sal doen nie. Right? Of jy hardloop weg, is die ander ding. So dit is iets as mense op 'n fase is wat jy dink, maar ek kan dit nog bestuur. Right? En dan wanneer mense totaal en al getrap voel. Daar's niks wat ek kan doen nie. Ek is vasgekeer. Dit is dikwels die geval van kinders wat seksueel gemolesteer is dikwels in daai space. Daar's niks wat ek kan doen nie. Ek kan nie myself red nie. Ek kan nie hierdie ding bedink nie. Mense wat sê nou gefolter raak in oorlogssituasies. Hulle beleef ook daai situasie. So dan vries jy en dis amper as mense se funksionering dan kollaps. As jy met sulke mense praat, dan kan jy ook sien dat hulle het amper so hulle praat met jou oor die storie, oor iets wat gebeur het en dan dink jy maar hierdie mense reaksie is totaal en al ontoepaslik. Hulle moet ontsteld wees. Hulle moet kwaad wees. Hulle moet dan moet een van die emosie wees, maar hulle vertel vir jou die storie amper asof hulle oor iemand anders se storie praat. Okay. So daar is 'n duideliker uiteensetting van hoe mens met daai leer op en af beweeg. En ons bly natuurlik deur die dag, en dis die oefening wat ons nou gaan doen, deur die dag loop ons heeltyd op en af op hierdie leer. Onder normale omstandighede. As ons getraumatiseerd is, dan sit ons vas in een van hierdie fases, miskien, maar dit gebeur in elk geval met almal van ons, soos ons werk deur die dag. So, as ons veilig en sosiaal gebonde, betrokke voel, dan is ons, ek voel gemaklik, en ek is in beheer van my lewe, ek het agentskap. Ek kan besluit hoe werk dinge en wat gebeur en wat gaan nie gebeur nie. As my simpatiese senuwee geactiveer raak, dan is die gevoel van ek is besig om oorweldig te raak en ek sukkel om by te bly. En ek is angstig en geïrriteerd. Nou, die wêreld voel gevaarlik. Maar dan is ons gemobiliseer. Nog. Wanneer die trauma op sy ergste is en ons dorsale vagusnerve senuwee geactiveer is, dan dit is die gesindheid. Ek voel of ek begrawe is onder 'n groot vrag klippe of yster of iets en ek kan nie uitkom nie. Ek is alleen in my wanhoop. En die wêreld is leeg
Dit is 'n woord wat mense wat daar in daai spaces baie dikwels gebruik. Die wêreld is leeg en dood en donker. En dit is wanneer 'n mens met mense praat wat jy sien, maar hulle reaksie pas nie eintlik by, dis te min. Hulle reaksie moet baie sterker wees, baie meer intens wees. OK. So, laat ek net 'n bietjie hoor, sien julle kans om 'n bietjie van 'n speletjie met julleself te speel. Alright. So hierdie oefening se naam is Soup of the Day. Alright. OK. So het julle nou in julle koppe hierdie ding van die autonome senuweestelsel. Van die ventral vagus nerve, die simpatiese vagus nerve en die dorsal vagus nerve. Goed. So hierdie is 'n voorbeeld. Ek gaan nou vir julle vra, daarom met julle almal papier. So ons boer vooruit. Ek gaan nou vir julle vra om oor jou dag te dink. OK? Hoe laat staan julle in die oggend op? 5:30, dan gaan jy gym toe. Ry. Maak broodjies. Wat. Dan staan die melk nie. Alright? Of die brood is mif. Of wat? OK. So sal julle op julle papiere, daai wat julle nou het, teken net vir julleself 'n diagram wat lyk soos die. Alright? So die groot sirkel se naam is sop van die dag. OK. En dan teken jy vir jou ten minste 5 sirkels rondom jou sop van die dag. En dan dink jy oor wat het alles vandag in jou dag gebeur. Right? Jy het jou verslaap, toe kon jy nie gym toe gaan nie. Of jy het voor die tyd wakker geword en toe het jy lekker baie tyd gehad om gym toe te gaan. En jy kon nie die kinders uit die bed uit kry nie. Of die kinders was vreeslik, as jy mens nie die kinders uit die bed uit kan kry nie, watter deel van jou autonome senuweestelsel word geaktiveer? Sou jy dink? As jy aan jouself dink, die middelste een, daai simpatiese senuweestelsel, alright? As die kind regop in sy bed sit en sê, hallo papa, hoe het papa geslaap? Dan is dit die ventral vagus nerve, obviously. Ek weet nie van baie kinders wat dit doen nie, maar ek hoor hulle sê, dit gebeur soms. Alright. So, as jy by die werk kom en jou spanleier sê vir jou, ek weet nie wat jy hier maak nie, want jy is absoluut useless. Jy het nou alweer hierdie fout gemaak. Ek het 'n vermoede, dit gaan dalk met hierdie een gebeur wat my rekenaar nie lekker reg gemaak het nie. Nee? Shampies. Dan is dit jou dorsale vagus nerve wat geaktiveer is. So dink hier jou dag, van vanoggend toe jy opgestaan het tot vanaand, wat moes gebeur toe jy, bijvoorbeeld vir julle om betyds hier te wees? Was het maklik om hier te kom, was het moeilik om hier te kom? Het iemand met jou beklei omdat jy op pad is hier naartoe? Julle verstaan? OK. So, vat 'n paar minute en kyk wat kan julle alles daar uitkry. OK, julle het julle oomblikke, julle momente, kon julle dit identifiseer en opskryf? Right. OK, nou wil ek vra dat julle vir julle dat julle sopname gee. Alright? Onderste bo bittersop. OK. Gee vir jou sop 'n naam. Wat is vandag se sop se naam? OK, julle. Goed. Voor ons afsluit, wil ek wil net gaan hoor, ek wil net 'n paar soppe se name hê. Wie wil deel? Wat is julle soppe se name? Linda?
Ja, so jy het so 'n paar potte op die stoof gehad vandag. Geïrriteerde sop, bittersop. Mixed grill, okay. Moerbei. Okay. Maar dit is moerbeisop, okay. Moerbei of moermei? Moerbei. Moerin. Ja. Nog een? Te veel soutsop. O, en dit is mos dit is best om te gaan slaap as mens so 'n sopdag het. Want dit kan nie regkom nie. Dit is niks wat jy kan doen nie. Okay. Goed. Okay. Chaotiese te min tydsop. Maar darm. Ja. Sterk currysop, dan ja. Baie sterk. So jou dorsale vagus was baie besig geweest vandag, klink dit vir my. Okay. Goed. Ek wonder of ek kan vra, mense kry nie gewoonlik so lekker tyd saam met my dat hulle niks hoef te sê nie. So ek wonder of julle nie baie vinnig, ons is nou eintlik op die tydlyn wat ons moet afsluit. Ek wonder of julle nie vinnig in julle groepe net vir mekaar sal sê, die een ding wat ek saam met my huis toe vat, vanaand. Net een ding. Dink julle kan dit doen? Alright. Okay, julle. Ek hoop elkeen van julle kon ietsie identifiseer wat julle vanaand saam met julle huis toe vat. Ek wil net sê, ek weet nie, daar was definitief 'n misverstand tussen my en die dominee. Hierdie is 'n baie meer uitgebreide diagram van daai autonome senuweestelsel as wat hierdie leer is. Dit gee baie meer dit verduidelik ook hierdie regterkantste kolom verduidelik ook wat gebeur fisiologies met 'n mens as jy in een van hierdie state is. Maar julle gaan hierdie uitdeelstukke in elk geval kry. So en dan die ander ding wat ek graag ook met julle wil deel is hierdie bronne. En dit gaan dan ook daar wees. Veral hierdie, ek weet nie, baie mense, hierdie Basil van der Kolk se boek, die onderste een, The Body Keeps the Score, is 'n blitsverkoper. Hy het al, ek weet nie hoeveel pryse gekry nie, maar dit is 'n baie wonderlike ding. As jy belangstel om uit te vind oor wat gebeur met ons as ons getraumatiseerd is dit die regte ding. Daar's 'n digter, 'n Amerikaanse digter met die naam van John Rudell, en hy skryf nogal dikwels besondere gedigte oor sy eie emosionele belewenis. My brain and my heart divorced a decade ago over who was to blame about how big of a mess I have become. Eventually, they couldn't be in the same room with each other. Now my head and my heart share custody of me. I stay with my brain during the week, and my heart gets me on weekends. They never speak to one another. Instead, they give me the same note to pass to each other every week, and their notes they send to one another always says the same thing. This is all your fault. On Sundays, my heart complains about how my head has let me down in the past. And on Wednesday, my head lists all of the times my heart has screwed up things for me in the future. They blame each other for the state of my life. There's been a lot of yelling and crying, so lately I've been spending a lot of time with my gut, who serves as my unofficial therapist. Most nights I sneak out of the window in my ribcage and slide down my spine and collapse on my gut's plush leather chair that's always open for me. And I just sit until the sun comes up. Last evening, my gut asked me if I was having a hard time being caught between my heart and my head. I nodded. I said I didn't know if I could live with either of them anymore. My heart is always sad about something that happened yesterday, while my head is always worried about something that may happen tomorrow, I lamented. My gut squeezed my hand. I just can't live with my mistakes of the past and my anxiety about the future, I sighed.
My gut smiled and said, "In that case, you should go stay with your lungs for a while." I was confused. The look on my face gave it away. If you're exhausted about your heart's obsession with the fixed past and your mind's focus on the uncertain future, your lungs are the perfect place for you. There's no yesterday in your lungs. There's no tomorrow there either. There's only now. There's only inhale. There's only exhale. There's only this moment. There is only breath. And in that breath you can rest while your heart and your head work their relationship out. This morning, while my brain was busy reading tea leaves, and while my heart was staring at old photographs, I packed a little bag and walked to the door of my lungs. Before I could even knock, she opened the door with a smile, and as a gust of air embraced me, she said, "What took you so long?"